Baie welkom. Ons gaan voort met ons bidtuurgeleentheid en ons sien vanaand hoe dat die Here werk ten spyte van ons omstandighede. Al is Josef in die gevangenis, is die Here presies in beheer van wat hier gebeur. Ons skrifgedeelte kom uit Genesis 40 vers 1 tot 23. Partykeer werk die Here op 'n direkte manier en partykeer dan stuur hy ons omstandighede soos hy dit wil. En al lyk dit op daardie oomblik vir ons onduidelik en ons sukkel om te interpreteer waarom sekere dinge gebeur, is die Here nog steeds besig om sy koninkryk te laat kom. Hy laat 'n klomp dinge plaasvind. Ons is soms dalk net bewus van een of twee waar die wind teen ons waai. Ons sien dit veral in die lewe van Josef, veral in hierdie insident waar hy in die gevangenis is. Jy sal onthou dat ons gesien het hoe dat Josef hier beland het sonder dat hy daarvoor gevra het. Maar kom ons lees wat staan in vers 1 tot vers 4. Dit is nou in Genesis vers 1 tot vers 4. Ruk nadat Josef in die tronk gesit is, het 'n skinker en 'n bakker van Egipte se koning verkeerd opgetree teenoor hulle koning. Die farao het kwaad geword vir sy twee amptenare, die hoof van die skinkers, die hoof van die bakkers. Hy het hulle in daardie selfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, en in die gebou van die koninklike leiwag. Die hoof van die leiwag het Josef vir hulle beskikbaar gestel. Hy moes hulle bedien. So Josef word nou in die tronk gegooi. Hy's vals beskuldig. En die Here bring hierdie twee belangrike amptenare wat nou die guns van die farao verloor het, plaas hulle daar in die gevangenis. En dit natuurlik sou vir Josef 'n bietjie hoop tot herstel gebring het. Hy het gehoop hy kan uit hierdie situasie uitkom. Weet jy, dis deel van die Here se guns dat hy daardie twee mense na hom toe gestuur het. Sy mense wat hom gevange geneem het, sou hierdie guns van die Here ook ervaar. Nou om 'n skinker van die koning te wees of die farao te wees was 'n baie verantwoordelike werk. Jy onthou dat Nehemia ook so skinker was. Hy het 'n groot invloed gehad daar waar hy gedien het. Maar Moses wil dit duidelik maak. Hy sê hierdie twee het iets gedoen wat die farao kwaad gemaak het vir hulle. Hy vertel nie van ons wat dit gebeur nie, maar dit maak nie regtig saak nie. Wat hulle ook al gedoen het was ernstig genoeg om hulle in die tronk te laat beland. En dis in dieselfde tronk waar Josef gevangene is. En waarskynlik, hier staan maar net in die nuwe vertaling, die hoof van die leiwag daartoe gesluit, maar dit is waarskynlik Potifar. Potifar stel vir Josef aan oor hulle, en dit wys vir ons dat sy gesindheid teenoor Josef ook verander het. Miskien het hy agtergekom dat dit wat sy vrou vertel het dalk nie heeltemal die waarheid was nie. Maar Josef word hier geplaas in die gevangenis saam met hierdie twee belangrike amptenare. Dis deel van God se hand wat hier werk. Ons ken die storie, maar jy kan dink op daardie stadium sou Josef dit dalk nie so verstaan het nie. Ek wil hê jy moet dink hoe sou Josef sy omstandighede interpreteer het. Hy sou gewonder het, Here, waarom het jy my ma so vroeg laat sterf? Al het my pa my lief gehad. Hoekom het jy toegelaat daar soveel vyandskap in ons familie is? Waarom is ons nie eens met mekaar kan praat nie? Hy sou gevra het, hoekom het jy toegelaat dat ek weggevoer word uit my land en uit my mense uit, hier na Egipte toe? Waarom het jy my toegelaat om hier in hierdie huis van die farao, hierdie tronk in die huis van Potifar, eerste te beland? Waarom die toegelaat ek vals beskuldig word? En nou hier in die gevangenis. Maar deel van die Here se guns is dat hy na hierdie twee amptenare moet kyk. Ons het gevra waarom sekere dinge gebeur. Maar die Here werk, al verstaan ons dit nie altyd nie. Hy laat sy koninkryk kom. Ek wil hê jy moet raak sien. Moses gebruik nie daardie tegniek wat jy dikwels vandag by mense hoor as hulle swaar kry. Dan is daar Christene wat vir hulle sê, jong, die Here wil net vir jou goeie dinge gee. Die Here gee nie vir jou slegte dinge in jou lewe nie. Die Here is net in beheer van die goeie dinge. Daardie slegte dinge wat gebeur, dis die duiwel en dit is mense. En dan sê hulle ook vir jou, hoe gouer jy verstaan dat die Here nie slegte dinge toelaat nie, hoe makliker gaan jy die swaar kry in die lewe hanteer.
Die Here is net in beheer van goeie dinge. Maar ek wil vir jou wys hoe moedeloos daardie soort van advies vir 'n mens sou maak. As die Here nie in beheer is van die slegte dinge wat in hierdie wêreld gebeur nie, dan is hy ook nie in beheer van die belangrikste dinge wat in hierdie wêreld gebeur nie, want die slegte is baie meer as die goeie. Moses wil hê ons moet mooi kyk en raak sien hoe dat die Here ons omstandighede in sy hand hou. Hy's net so in beheer van Josef se omstandighede as wat hy is van Josef se in die tronk toesluit. Weet jy, hy's net so in beheer van Josef se verhoging later in sy lewe. Hy het redes waarom hy doen wat hy doen. En daardie redes is volmaak. Dis gevul met wysheid. Dis goed. Hy wys dit ook ons omstandighede sy heerlikheid sal uitbasuin. Hy gaan aan Josef goed doen en hy gaan uiteindelik sy koninkryksplan met Israel daardeur na vore laat kom. Nie net in die Ou Testament nie, maar ook in die Nuwe Testament. En dit beteken ook jou en my lewe is daarbey ingesluit. Wil jy moet mooi sien wat die Here doen in hierdie eerste 4 verse. Hy gebruik dit, soos ek gesê het, om sy koninkryk op 'n besonderse manier te laat kom. Hy bring vir Josef daar in die oomblik van nood dat hy by Josef self kom staan. Calvin skryf hieroor. Hy sê die Here, voordat hy die deur van sy diensknegt se verlossing oopmaak, kom staan hy by hom in goddelike krag. Met ander woorde sê Calvin, die guns wat die Here aan Josef bewys deur Potifar in die status wat Josef het in hierdie moeilike situasie, hy word verantwoordelik vir daardie 2 amptenare. Die Here gee vir hom 'n bewys van sy liefde en van sy guns, asof hy naby aan hom kom daar in die tronk en sê, Josef, die wêreld het jou vergeet. Jou broers het jou afgeskryf. Ek het jou nie afgeskryf nie. Ek het 'n plan. Jy sukkel om dit te snap, maar dit gaan kom. Ek wonder of jy die Here se versorging in jou lewe so kan lees. Selfs as dit vir jou onverstaanbaar is. Tye wat jy voel maar jy's verlaat. Sien jy nog dat die Here deur jou omstandighede ook nuwe situasies stuur as jy maar net jou oë kon oopgemaak het, wat die Here vir jou wys. Maar ek het 'n plan, ek het 'n bedoeling, al maak dit nie nou vir jou sin nie. En dis presies wat ons in hierdie gedeelte raak sien. Dan lees ons in vers 9 tot vers 15. En ek wil hê jy moet dit saam met my lees hier. Eintlik, ekskuus tog, eers die skinker en die bakker van die koning van Egipte. En daar waar hulle in die tronk opgesluit was, elkeen sy eie droom gehad. Josef het die volgende môre by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. Hy het vir die 2 amptenare van die farao gevra, waarom lyk julle vandag so bedruk? Hulle het hom geantwoord, ons het elkeen 'n droom gehad. Ons weet nie wat dit beteken nie. Toe sê Josef vir hulle, God ken julle drome. Die uitleg daarvan, vertel die drome vir my. Jy sien, die Here bring hierdie 2 amptenare. En op die regte tyd gee hy vir hulle 2 drome. Die Here weet presies hoe hy sy heerlikheid gaan laat kom in 'n situasie. Al is hy besig met Josef, werk hy ook aan die ander kant deur in hierdie 2 se lewens te werk, deur dit wat nou hier gebeur. Kyk, hulle is nou in die gevangenis. Nou toe die droom. Hulle sou nou vir 'n toordokter of 'n een of ander amptenaar kon vra, wat beteken dit as hulle buite was? Maar nou is hulle in die tronk. Nou is hulle depressief. Is dit nie interessant nie? Hulle wil 'n uitleg hê, maar hulle doen nie die regte persoon nie. As Josef sy drome gehad het, was daar niemand in Josef se familie wat die interpreteerder of die verklaarder moes gewees het nie. Almal het geweet wat dit beteken en sy broers het nie gehou van wat dit beteken nie. Hier in Egipte gebruik die Here dit as 'n geleentheid om sy heerlikheid te openbaar. Josef sê hulle hier in vers 8. Die Here weet wat julle drome beteken. Vertel my daar. En is dit nie wonderlik dat Christene vandag nog die geleentheid het om vir mense hoop te kan gee nie? Ons kan toepas wat die Here vir ons wys. Josef het die geleentheid om hierdie droom uit te lê om te wys, daar is 'n ware God wat antwoorde vir mense het. En dan lees ons in vers 9 tot vers 15. Die hoof van die skinkers sy droom vir Josef vertel.
Die skinker het gesê, in my droom het ek 'n wingerdstok voor my gesien. Aan die wingerdstok was daar 3 lote. Dit het kwaadlik gebot of daar was al blomme. Toe is die trosse druiwe ryp. Ek het die farao se beker in my hand gehad. Ek het die druiwe gepluk en daarin uitgedruk. Toe gee ek die beker vir die farao. Josef het vir die skinker gesê, dit is die uitleg. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee. Jou in jou amper stel. Jy sal weer vir die farao sy beker aangee, soos vroeër toe jy skinker was. Maar wanneer dit goed gaan met jou, moet jy aan my dink, moet jy my 'n guns bewys. Jy moet my saak vir hom stel en sorg dat ek uit hierdie plek uitkom. Jy sien, Josef lê nou die droom vir hom uit. En hy het daar 'n pleitrede aan die einde. Jy moet my help. Hier sien jy dat die Here se voorsienigheid in 'n mens se lewe, die feit dat die Here 'n plan het, die feit dat die Here wil werk, nie beteken dat jy niks moet doen nie. Baie keer dan sê mense, as jy glo dat die Here alles bestuur, dan gaan dit jou lui maak, gaan jou passief maak. As jy nou weet, maar die Here het eintlik 'n groter plan as jou plan, hoekom sê jy nog enigiets doen? Dit is amper soos die argument wat mense dikwels het en sê, dan gaan jy maar oor 'n rooi robot ry, want dan sal niks met jou gebeur nie. Jy sien, dis nooit logies nie, wat hierdie mense se argument is nie. Want dit wat in Josef se hart leef, is nie daardie passiwiteit nie. Hy kom vra, hy soek 'n geleentheid. Hy wil met hierdie man pleit. Jy moet my saak voor die farao gaan stel. Hier is die uitleg van jou droom en hy gee hom die pragtige uitleg. En dis presies hoe dit dan ook gebeur het. Josef neem verantwoordelikheid om sy situasie te kan verander. En dan lees ons van die arme bakker se droom. Toe die hoof van die bakkers die gunstige uitleg hoor wat Josef gegee het, sê hy vir hom, en nou ek, in my droom was daar 3 mandjies met brood op my kop. In die boonste mandjie was daar 'n geurende baksel vir die farao, maar die voëls het uit die mandjie uit op my kop kom opvreet. Josef het vir die bakker gesê, dit is die uitleg. Die 3 dae, die 3 mandjies is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee, maar vir jou sal hy aan 'n paal laat ophang. Die voël sal jou vleis van jou afbreek. So Josef lê nou net so getrou ook die bakker se droom uit. Die bakker se droom is 'n skokkende droom. Dit is nie lekker om dit eers in die Bybel te lees nie. Selfs die manier hoe Josef die verklaring daarvan gee, verras ons. Dit is amper asof hy onsensitief is. Hy sien, wat doen Josef? Hy is 'n getroue boodskapper van die Here. En hy moet maar net sê wat geopenbaar is. Calvin gee vir ons interessante advies hier. Hy sê, dis presies, Calvin neem die taak van iemand wat die Here se woord wil uitlê, 'n verteenwoordiger van die Here wil wees. En hy sê, Josef het nie die interpretasie self ontdek nie, self ontwikkel nie. Hy sê maar net wat die Here vir hom gesê het. En as die boodskapper slegte nuus moet oordra, dan is dit wat hy moet doen. Hy moet getrou wees daar. Nou net sommer as 'n interessantheid, die Joodse skrifverklaarders. Hulle sê natuurlik, hoekom het Josef geweet dat hierdie man doodgemaak gaan word? Hulle sê, die voël sal nooit by 'n lewende persoon op die kop kom sit. Hulle het geweet, dis net 'n dooie. Daarom kon hy met vrymoedigheid sê, jy gaan doodgemaak word. Maar kom ons kyk dan net, wat is die afloop van hierdie gedeelte? 3 dae later het die farao die hoof van die skinkers in sy amp as skinker herstel. Die skinker het weer vir die farao sy beker aangegee, maar hy het die hoof van die bakkers laat ophang. Dit alles het gebeur soos Josef vir die 2 drome uitgelê het. Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, hy het van Josef vergeet. Josef vergeet. Weet jy, en dan doen die Here gelyktydig 3 wonderlike dinge. Kyk nou saam met my daarna. In die eerste plek, die Here versterk Josef se geloof. Daardie geloof vra dat jy geduld moet leer. Calvin skryf hieroor en sê, die Here kon hom dadelik uit die tronk uitgehaal het, maar hy kies om hom eers hier te hou, want dit sou hom daar gebring het om aan die Here vas te hou, op die Here staat te maak. Die Here wou vir hom wys, hoe gaan sy verlossing werk, en dis nie afhanklik van Josef nie. Hy doen dit dat ons dit kan leer, om nie die Here se guns te meet aan hoe ons dinge ervaar nie.
Daardie belofte wat hy aan ons gemaak het, gaan verseker waar word. Maar hy wil hê ons moet na hom toe opkyk. Al beteken dit dat ons swaar kry nou. Al beteken dit nou dat ons dinge nie verstaan nie. Die Here weet hoe om sy instrument voor te berei. En dan 'n tweede gedagte. Hoe die Here hier werk. Die Here is hier besig om te werk in sy heerlikheid. Hy hou die antwoord op Josef se begeerte nog 'n bietjie terug. Hy hou vir Josef in die tronk. As die Here sou toegelaat het dat Josef vrygelaat word op grond van die skinker se versoek aan die farao, kan jy net dink, Josef sou versoek gewees het om te dink, eintlik was dit ek wat bygedra het. Eintlik het my hulp gekom van iemand anders af. Maar deur daardie antwoord op Josef se gebede bietjie terug te hou, maak die Here dit duidelik dat dit hy is en hy alleen wat vir Josef gaan verlos. Hoe dikwels in ons eie ervarings, dan hoop ons, hoorie maar dit gaan die instrument wees, hoe die Here my hier gaan uithaal. Dit gaan die instrument wees, en dan lyk daardie instrument vir ons so goed. Maar die Here hou dit terug, want dis hy wat ons verlosser is, hy deel sy eer met niemand anders nie. En dan net die laaste gedagte. Hy was besig om sy plan vir die beskerming van Israel uit te werk. Die verlossing van Israel het afgehang van die feit dat Josef uit die tronk uit moes uitkom, maar dat hy by die regterhand van die farao moes uitkom. Ek as Josef net uit die tronk sou kom, op grond van die versoeke van die skinker, dan sou hy nooit by die farao uitgekom het. Jy weet net hoe moeilik dit was om by die farao uit te kom. As hy nie daardie droom van farao later sou uitlê nie, sou Israel nooit die verlossing in Egipte ervaar het nie. Daardie tyd van droogte en hongersnood. Die Here het 'n beter plan. Hy het 'n beter bedoeling. En daardie plan beteken dat jy soms moet wag. Dit beteken dat ons soms gefrustreer is, dat ons verward is, maar dit vra geduld van jou en my kant af. Want wat die Here beveel is goed. Dit is reg. Josef het dit moes leer, net soos wat ek en jy dit ook moet leer. Kom ons kyk na waaroor ons saam bid. Kom ons dank die Here dat hy in beheer is van ons omstandighede, dat hy ons omstandighede gebruik. Kom ons dank hom vir geloof, dat al verstaan ons nie altyd waarom iets gebeur nie, dat hy weet wat hy doen. Ons dank hom vir die goeie reën, vir ons goeie Kerssangdiens. Ons bid vir hulle wat skade beleef het met die reën. Ons hoor hoe die Vaaldam se sluise oopgemaak word, dat Bloemhofdam weer baie vol is, dat daar nou huise ontruim moet word. Kom ons bid vir die gebeure in ons land rondom die G20 beraad. Kom ons bid vir die Madlanga ondersoeke oor korrupsie. Dan wil ek hê ons moet bid vir Lourens en Marie wat 'n beroep gekry het na Eendrag gemeente. Ons bid vir elkeen wat besig is met eksamens. Ons bid vir die skole se uitdagings, veral vir volgende jaar, waarvoor beplan moet word. Ons bid vir gesinne wat in afhanklikheid verval en dat die kinders dan verwyder moet word. Kom ons draai hierdie saak aan die Here op.